Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. En vandag lees ons die laaste hoofstuk van Numeri, hoofstuk 36. En dit handel oor die erfdeel van die dogters van Selofgat. Ons sien hier dat die familiehoofde van die stam van Manasse bekommerd is dat indien die dogters sou met mans trou uit ander stamme, dat die grondgebied van Manasse dan mettertyd aan die ander stamme oorgedra sou word. Die Here gee dan deur Moses die opdrag dat die dogters binne hulle eie stam moet trou sodat elke stam sy erfdeel kan behou. En die dogters van Selofgat is dan gehoorsaam aan die Here se opdrag en trou met hulle neefs binne hulle stamverband. En hier gee God hierdie opdragte in voorskrif sodat die erfdeel van die stamme van Israel beskerm kan word, wat dui op God se trou om die erfenis wat hy aan sy volk beloof het te bewaar. Maar in sy trou roep hy ons as sy kinders tot gehoorsaamheid aan sy wil, soos die dogters moes gehoorsaam gewees het. Die teksgedeelte wat vir my hier uitstaan is Numeri 36 vers 7. So mag geen erfdeel van die kinders van Israel van die een stam na die ander oorgaan nie. En dit herinner my aan 1 Petrus 1 vers 4, dat die aardse erfenis van Israel hier vooruitwys na veel groter en ewige erfenis wat Jesus Christus vir ons as sy kinders verseker het, tot 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwelklike erfenis wat in die hemele bewaar word vir ons is ons geroep. Ek wil graag 'n paar gedagtes deel met u aangaande die teksgedeelte. Eerstens sien ek iets van God se besorgdheid oor die behoud van sy beloftes. God het in Genesis 17 vers 7 tot 8 die hele Kanaan aan hulle gegee en beloof aan Abraham wat hy as 'n ewige besitting aan hom en sy nageslag gegee het, en dis natuurlik verdeel tussen die stamme. En God gee aandag aan die besonderhede van Israel se erfenis en vergeet nie sy beloftes nie, en hy waak oor die vervulling daarvan. Maar ek sien ook iets van die dogter se gehoorsaamheid wat seën en stabiliteit bring. Ware geloof word sigbaar deur gehoorsaamheid. Die dogters van Selofgat het met gewilligheid God se opdrag nagekom. En dit herinner my aan Deuteronomium 28 vers 1 tot 2 wat sê: as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou by al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Gehoorsaamheid bring seën en stabiliteit in ons Here. Maar ek sien ook iets dat God omgee vir individue sowel as die gemeenskap. God het reeds in Numeri 27 vir die dogters van Selofgat reg laat geskied deur vir hulle grondgebied te gee, en nou sorg hy ook vir die belange van die hele volk, dat die volk se grondgebied nou nie van een stam na 'n ander stam toe verskuif nie. Dit herinner my aan Psalm 68 vers 6 wat iets wys van God se vaderhart in hierdie geval. 'n Vader vir weeskinders en 'n beskermer van die reg van weduwees is God in sy heilige woning. God se wysheid bring balans tussen persoonlike, ek wil sê, genade hier om grond te ontvang en die welstand van die groter gemeenskap van die stam en van die volk Israel. Dan sien ons ook dat ons erfdeel is 'n gawe van God. Hier in die slothoofstuk van Numeri beklemtoon God se orde en getrouheid dat die land na Israel toe gekom het op grond van genade en nie op grond van hulle verdienste nie. En daardie genade is vanuit God se verbond en sy trou aan daardie verbond. God se voorskrifte word dan gegee aan die volk ter wille van die welstand van sy volk. God se voorskrifte vir ons is nie tot ons nadeel nie, dit is tot ons voordeel. Alles wat ons van God ontvang is genade. En ons moet dit onthou, dat ons erfdeel, soos Israel se hier, 'n gawe van God is wat ons verantwoordelik mee moet omgaan. Hierdie deel wys ook vir my heen na Jesus Christus. Eerstens sien ek iets van Jesus wat die erfgenaam van al God se beloftes is. God het 'n belofte aan Abraham en Israel gemaak, en dit is dan beloof, maar die groter en ewige erfenis vind ons in Jesus Christus. Kyk gerus na Hebreërs 1 vers 2. Maar nou in hierdie laaste dae het hy, God die Vader, met ons gepraat deur die Seun Jesus Christus, deur wie God die wêreld geskep het, ook as erfgenaam oor alles aangestel het. Jesus is aangestel as die eerste erfgenaam, en in hom
ontvang ons 'n erfenis. En Christus gee natuurlik dan aan ons, sy volk, sy bruidskerk, die ewige erfenis. Die land Kanaan was tydelik, maar die erfenis wat Jesus Christus gee is onverderflik en ewig. Ek herinner jou gerus aan Johannes 14 vers 2 tot 3 waar Jesus gesê het: "In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei, kom ek weer en sal julle tot my neem sodat julle ook kan wees waar ek is." So ons sien in Numeri 36 dat daar 'n aardse erfdeel, die land Kanaan vir Israel is, wat 'n tydelike besitting in hierdie huidige bestel is, en dis verdeel in stamverband. Maar in Jesus Christus ontvang ons 'n ewige erfdeel, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, wat 'n onverganklike erfenis is, ons as deel van die bruidskerk, die familie van God. En prys die Here, soos God Israel se erfdeel beskerm het en Israel vir sy erfdeel beskerm het, bewaar Jesus Christus ook die ewige erfenis van sy kinders en ook ons vir sy ewige erfenis. Johannes 10 vers 28 tot 29. Jesus sê: "Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal dit in ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie." Prys die Here. Kom ons oorweeg bidend vandag. Vertrou ek en jy op God se getrouheid ten opsigte van sy beloftes, en kies ek en jy dan vanuit daardie geloof en vertroue op God om gehoorsaam te wees aan die Here, selfs in die kleinste detail van ons lewens. Tweedens, is ek en jy besig om gesinne te bou wat God se wil eerste stel, en leer ons sodoende die volgende geslag om die Here te dien en sy beloftes te waardeer en daarop te staan? En dan laastens, kom ons kies vandag weer in gebed om te onthou, ons aardse besitting is tydelik en ons leef as burgers van God se koninkryk en erfgename saam met Jesus Christus. Kom ons verkondig Jesus Christus aan 'n verlore gaande wêreld. Groete en seënwense vir jou in hierdie dag.